Welkom saam met my, Brunilde de Tooy, in die program van Aangesig tot Aangesig. Ons lees uit Genesis 3. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Haar eerste fout hier is dat sy enigsins met die vyand begin kommunikeer. Sy het geweet wat die Here God gesê het. Sy het nie onderskei dat hierdie 'n listige slang is wat haar eintlik haar ondergang bewerk nie. En hoe dikwels land ek en jy nie in dieselfde posisie waar ons vir 'n oomblik nie onderskei waarmee die Here besig is nie. En dan land ons in die gemors. Ons is eintlik veronderstel om alle stemme wat nie God is nie uit te blok. Maar so dikwels raak ons in ons vlees vasgevang en vir 'n oomblik word ons ingesleep in 'n ding waar ons nie hoort nie. Genesis 3 vers 4. Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie. Die feit dat sy toegelaat het dat die slang met haar mag kommunikeer, het veroorsaak dat hy haar begin verwar het. Vers 5. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Ek en jy moet nooit dink dat ons soos God mag wees nie. Ons mag wel sy karakter aanneem en onsself vorm en ontwikkel om meer en meer vrug te dra om te lyk soos hy, dat ons die kleiner boompies van hom is. Maar een ding moet ek en jy nooit vergeet nie. Ons kan nie sy plek inneem nie. Vers 6. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van die vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Jy as vrou het 'n ongelooflike taak. Jy is die een wat baie groot verskil kan maak in jou huis. Hier het sy geval en sy het haar man in die verkeerde rigting gelei. Ek het onlangs gehoor hoe 'n jong getroude vroutjie sê, haar man is vir haar so cute as hy 'n bietjie tipsy is en veral as hy dronk is. Waarmee is jy besig? Waarna toe bou jy? Dan 'n paar jaar later is jou man dalk verslaaf aan daai drank. En slaan hy jou dalk en is hy aaklig met die kinders en dan wil jy hom skei. Maar jy het hom aangehits. So dis tyd om mooi te discern. Waartoe bou jy? Wat laat jy toe? Jy kan nie dink sonde is cute en oulik nie. Want sonde eskaleer. En wanneer dit eskaleer, sal jy dan nog dink dit is cute en oulik. Wanneer jy en jou man in die hel land, sal jy dan nog dink dit is oulik. Vers 7. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. Hierdie naaktheid is die sonde wat in hulle lewe ingekom het. En hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. Vers 8. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hulle wandel in die tuin, in die aandwindjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van God. Wanneer ek en jy besig is met alles behalwe wat rein is, dis wanneer ons wil weghardloop en wegkruip vir die Here.
Dis wanneer ons voel, o Here moet my net nie sien nie, want ek is so vuil. Hoe kan ek in die aangesig verskyn? Wanneer ek en jou ons sonde neerlê en gereeld bely voor die Here wanneer ons verkeerd doen, dan weet ons dat ons dit nie nodig om skaam te wees vir sy teenwoordigheid nie. Ons kan in sy teenwoordigheid in, want dan is ons geliefd. Ons is altyd geliefd, maar dan is ons skoon. Daar's niks wat ons gaan aankla nie. Ja, hulle het hulle vir die aangesig van God verberg, tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? God hou nooit op roep na my en jou nie. God hou nooit op om uit te reik om ons te red nie. En hy antwoord, die mens antwoord in vers 10, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees. Ek en jy het geen vrees as sonde nie ingekom het nie. Hier vir die eerste keer het sonde in die mens se lewe ingekom en hy vrees skielik. Want ek is naak. Menende, ek het niks, ek is ontbloot, my sonde is oopgegooi voor u. Daarom het ek my verberg. Vers 11. En hy sê, wie het jou te kenne gegee, dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het, om nie te eet nie? Hoeveel keer weet ek en jy, dis nie die Here se wil om te gaan doen, wat ons nou volgende wil doen nie. En dan gaan doen ons dit. En dan bring dit verwydering tussen ons en God, en dan wil ons God blameer daarvoor. Vers 12. En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geëet. Kyk hierso, hy kan nie eers verantwoordelikheid vat vir homself nie. Hy kom en hy blameer ander. Hier was die eerste keer waar daai blame shifting ingekom het. Ekskuus, wie het daai vrug in sy mond gesit? Hy self. Maar hy aanvaar nie die verantwoordelikheid van sy eie dade nie. Hy blameer dit op iemand anders. Dit is die gees van Satan. Om ander te blameer vir jou eie aandeel. Wanneer jy voor God staan, vat dit vas. Staan op vir die waarheid. Staan op vir dit wat jy weet, jy gedoen het. Vat die verantwoordelikheid, want dit is die enigste manier hoe jy in die vergifnis kan ingaan, om daarvan vry te kom. Vers 13. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Sien jy, daar doen sy presies dieselfde. Presies dieselfde. Sy vat die verantwoordelikheid en sê, Here, ek het my ore uitgeleen, ek het 'n leuen geglo en ek het geëet. Nee, die slang het vir my gesê. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet, al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Hier kom die straf nou eers na die vrou toe. En tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Hierdie is deur God uitgespreek. Hoe maklik sê die vrouens, geen man sal vir my sê wat ek doen nie. Wat sê God daaroor? Laat 'n bietjie jou gedagtes gaan.
As jy jou wil onderwerp aan God, kan jy nie anderster as om jou te onderwerp aan jou man nie. Jy is gemaak as sy hulp, nie sy vloerlap nie, as sy hulp. Jy weet, die Here het ook gesien dat die man is nie in staat om na homself te kyk nie. En hy het vir hom 'n maat gemaak om hom te help as 'n hulp, om vir hom te help die rigting aandui. Vers 17. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie. Vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet en al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. En die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Nou, ek wil by jou die gedagte laat, jy weet, 'n mens kan so maklik 'n bietjie 'n pip op jou eie skouer sit en dink jy's iets, veral as jy nou so 'n bietjie gevorder het in die lewe en jy het iets bereik. Maar eintlik, as ek hierdie vers lees, dan is ek en jy net 'n glorified klont, so 'n ou hompie grond wat aan mekaar gedruk is. En ons het nie eintlik iets om ons oor aan te stel nie, want hy sê baie duidelik, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Nou ek wil vir jou baie mooi sê, om te draai na jou vrou, wat 'n godly vrou is, wat die Here voluit dien, een wat by die Here gaan hoor, wat en watter rigting, en jy en sy kan saam bid, om by die Here antwoord te kry. Dit is die raamwerk wat die Here vir ons wil hê. Maar 'n vrou wat net haar eie belang op die hart dra, en net haar eie sin wil hê, gaan jou in die verderf inlei. So jy gaan moet leer om na God te luister, en by God jou antwoord te moet kry. Hier in vers 20, en die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. 21, en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle aangetrek. Hier sien ek God se genade. Hy besef hulle het nou van daai boom geëet, en kennis het nou vir hulle gewys hulle is naak. En hy besef daar het iets ingekom waar hulle kan nie eintlik voortgaan soos wat hulle is nie. En hy bedek, hy kom en hy bedek hulle sonde en hy bedek hulle naaktheid. Kyk net hierdie mooi genade wat hy oor hulle uitgee het deur vir hulle velle rokke te maak. Vers 22. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, en hierdie ons is met 'n hoofletter in die 33 vertaling, deur goed en kwaad te ken. Daai ons is God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Verstaan hierdie stuk baie goed. As hulle van die boom van die lewe geëet het, het dit beteken, hulle sou vir altyd in hierdie sonde toestand voortleef. Daar sou geen verandering daaraan gemaak kon word nie, want daar sou 'n permanensie ingekom het. Ek lees weer vers 22 vir jou. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons met die hoofletter, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. Nou as hy in die tuin van Eden agtergebly het, was hy blootgestel
om versoek te kon word om van die boom van die lewe te kon eet. En in hierdie gedeelte, omdat hy hulle uitstuur, beskerm hy hulle eintlik. Vir hulle voel dit soos 'n straf, maar hy beskerm die mensdom sodat ons nie in totale sonde verval en vir altyd daarin sou bly en voortleef nie. Beskerm hy die mensdom deur hulle uit te stuur uit die tuin van Eden. En hier al het hy geweet, sy eie reëls is dat daar is geen versoening sonder 'n bloedvergieting nie. En hy gaan die perfekte offerlam moet soek of stuur om te moet gee in die plek van hierdie sonde, wat die offer sou word vir die vrykoop van die mensdom. En dit is, ons weet, die perfekste, skoonste, reinste offerlam vir God was Jesus. En dan kom Jesus later in Matteus, en ons lees die verhaal in Matteus en Markus en Lukas en Johannes. En ons weet dat hy kom en hy bring daai bevryding vir my en jou, soos dat ek en jy vandag nog kan geniet van die vrykoop wat hy aan die kruis in daai volmaakte offer en vergieting van sy bloed om ons te was van sonde en ons skuld op hom te neem. Ek en jy is vry om hom aan te neem as ons verlosser. Hy's duur gekoop. Jy is duur gekoop deur Jesus bloed. Kom vandag en kom aanvaar die vrymaking waarin hy hierdie werk vir my en jou kom betaal het, sodat ek en jy nie die sondeskuld hoef te dra en hel toe te gaan nie. Kom en vra hom om jou te was met sy bloed, sodat jy rein kan wees, skuldvry kan wees, bely jou sonde voor hom, sodat hy jou ten volle kan vryspreek. In Jesus naam. Kom ons bid saam. Ons heilige God en hemelse Vader, vergewe ons dat ons so maklik verlei en mislei word deur die wêreld en die wêreldse dinge en mense om ons. Dankie dat U die plan gemaak het in hierdie oomblik toe Adam en Eva in die verkeerde rigting gedraai het. Dat U Jesus gestuur het as die volmaakte offerlam. Jesus, dat U gekom het en daardie prys betaal het vir elkeen van ons se sonde, sodat ons vry kan gekoop wees deur U bloed. Dankie dat ons vandag kan weet dat U is ons Alfa en ons Omega, die begin en die einde, die een waaroor alles gaan. Here, ek kom bid vir 'n verlore gaande wêreld, waar daar nog mense is wat vandag hulle saak met U moet regmaak. Ek kom roep voor U, Here, laat U Heilige Gees by hulle sal stilstaan, by ons elkeen sal stilstaan en sal wys wat aankla tussen ons en U, terwyl ons nou nog tyd het om U te vind, sodat ons saak met U kan regmaak en U kan aanneem as ons volmaakte verlosser. Ek loof U, Jesus, vir hierdie genade wat nog te kry is. Kom vandag en kom was ons opnuut, was ons rein, maak ons skoon vir U, sodat ons waaragtig skoon bruid kan wees. Ons roep, kom Here Jesus, kom want U bruid en die Gees roep uit. Kom, kom my bruidegom, kom om ons te kom haal. Amen.